nodig. Ok, ons het dan ook 'n lied gesing oor die lig, dalk het dit 'n bietjie gehelp. Kom ons sit so en dan raak ons stil. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van die Here Jesus Christus en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons loof nou die Here in die woorde van lied 578. Ons gaan daar van al drie die verse sing. Jesus wat my liefhet, Heer, laat my veilig by U skuil. Kyk, die waters wind en weer, dreig en ruk en trek my neer. Help my Heiland, mag ek vrees, hoor die woeste winde huil. U beskerm my swakke vlees, laat my lewe vrede wees. Al drie die verse van lied 578. Ons gaan vanoggend uit die Bybel saam lees uit Genesis 37. Ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, ek gaan so 8 verse aan die begin lees en dan so 2 verse later weer, want ek aanvaar dat die meeste van die julle ken die verhaal baie goed. Maar voordat ons dit lees, kom ons sit so en dan
Bid ons saam. Ja, Here, lydenstyd is die tyd van die jaar waarin ons die donkerte in die wêreld in die oë kyk. Dit is daai tyd van die jaar wat ons herdenk die lyding waardeur die Seun moes gaan om vir ons redding te bring. Daai tyd van die jaar wat ons saam met hom probeer om die pad te stap en die donkerte van die pad by ons op te roep. Here, ons weet dat aan die einde van lydenstyd, aan die ander kant van Goeie Vrydag, lê daar opstandingsson. Ons weet dat deur die donkerte kom ons uiteindelik by die lig van die oop graf. En Here, daarvoor sê ons dankie. Ons sê dankie dat ons as kerk elke jaar weer hierdie belydenis kan doen, hierdie ding kan herdenk dat U 'n reddende God is, wat afgekom het uit die aarde en saam met ons die pad gestap het om hierdie wêreld te red. Dankie Here dat ons ook kan bely dat ons, elkeen van ons, met U 'n verhouding kan hê en dat U 'n werklikheid in ons lewens is. Nou Here, vra ons dat U deur die Gees die woord vir ons sal doorsluit. Ons vra dit alles in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Genesis 37 vers 1, ek lees uit die 2020 vertaling. Jakob het gewoon in die land waar sy vader 'n vreemdeling was, in die land Kanaan. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was as 17-jarige seun 'n skaapwagter by die kleinvee saam met sy broers. Hy was 'n jong seun saam met die seuns van Bilha en Silpa, sy vader se vrou. Josef het vir hulle vader die slegte gerugte oor hulle gebring. Israel, dis nou 'n ander naam vir Jakob, was lief vir Josef, meer as al sy ander seuns, want hy was vir hom die seun van sy ouderdom. Hy het vir Josef 'n lang rok met moue gemaak. Sy broers het opgemerk dat hulle vader lief was vir hom, meer as vir al sy broers. Hulle het 'n weerstand in hom gekry en kon nie vriendelik met hom praat nie. Josef het 'n droom gehad en hy het dit vir sy broers vertel. Hulle het toe nog 'n groter weerstand in hom gekry. Hy het vir hulle gesê, luister asseblief na hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind in 'n stuk land, toe my gerf skielik regop kom en ook bly staan. En kyk, julle gerwe kom toe daar rondom myne saam en buig diep voor my gerf. Sy broers het vir hom gesê, gaan jy regtig oor ons koning wees? Gaan jy regtig oor ons heers? Hulle het toe nog 'n groter weerstand in hom gekry, in sy drome en sy woorde. En dan slaan ek nou 'n paar verse oor, julle ken almal die verhaal baie goed, en dan vers 23 en 24. Toe Josef by sy broers aankom, het hulle Josef se rok uitgetrek, die lang rok met moue wat hy aangehad het. Hulle het hom gevat en hom in die opgaarput gegooi. Die put was leeg, daar was nie water in. Ons lees net tot sover. Die Josef verhaal, dink ek is een van daardie verhale in die Ou Testament wat ook in die wêreld daar buite, in die sekulêre wêreld van die gelowiges, ek dink baie bekend is. Ander verhale in die Ou Testament wat seker met Josef kan kompeteer, is natuurlik Dawid en Goliat, almal ken dit. En ek dink ook die Exodus verhaal, almal ken die verhaal van die slawe wat uit Egipte ontsnap het. Maar sover ek weet, is die Josef verhaal die enigste een wat kan spog met 'n musical. Ek glo julle het al almal gehoor van Joseph and His Amazing Technicolor Dreamcoat. Ek het al daarvan gehoor, ek het dit nog nooit gesien nie, ek is nou nie, musicals laat my oor die algemeen maar bietjie koud. My familie sal my nou kwaad neem dat ek dit gesê het, maar dis 'n musikale komedie wat Tim Rice geskryf het en die bekende Andrew Lloyd Webber het die musiek gecomponeer van Joseph and His Amazing Technicolor Dreamcoat. Ek weet van films oor die uittog en ek weet daar was 'n film oor Noag se vloed en so
so aan. Maar Josef is die enigste een wat 'n musical. En dis natuurlik 'n aangrypende verhaal. Dis 'n klassieke verhaal op 'n manier van, soos hulle in Engels sê, van rags to riches. Iemand wat alles verloor het en niks gehad het nie. En op die ou end kry hy alles en nog baie meer terug. Josef se verhaal begin in vanoggend se teks in Genesis 37. En ons wil dadelik daaraan herinner dat sy verhaal nou verweef is met die verhaal van sy vader Jakob. Want hier staan eintlik, dis die familiegeskiedenis van Jakob en dan word die verhaal van Josef vertel. As 'n mens net onsself kan herinner aan Jakob se stories, Jakob se verhaal is vol bedrog en bedriegery. En Jakob self, die naam het in Hebreëus 'n konnotasie van bedrog, van 'n bedrieger, die hakskielgryper. Daar is so 'n woordspeling in Hebreëus. 'n paar uitstaande insidente in die verhaal van Jakob is, julle onthou die storie waar hy saam met sy ma konkel en sy pa Isak so ver te kry om hom te seën in plaas van Esau. Isak was mos wel oud en blind en hoe dit nou gewerk het. Esau was harig en Jakob was gladde vel en toe hulle mos nou 'n lammetjie oor Esau, oor Jakob is dit in elk geval. Sy pa het geval vir die triek en hy het vir Jakob geseën. Maar dit is 'n ding wat dik loop in die familie. Later nou met Jakob op sy vlug gaan bly daar by sy oom Laban. En Laban is nou nie eintlik 'n Israeliet sonder bedrog nie. Hy bedrieg vir Jakob met die trouery. Jakob dink hy trou met Rachel, maar dan trou hy mos uiteindelik met Lea. En dan moet hy nog 7 jaar werk om ook vir Rachel te betaal. En dan later tussen Jakob en sy oom is daar ook 'n bietjie bedriegery wat aan die gang is en die dogters van Laban by 'n geleentheid bedrieg ook hulle pa. So die vaardigheid om te bedrieg loop dik in hierdie familie. En as 'n mens nou begin lees oor Josef, dan wonder jy maar, wat se koers gaan hierdie familie nou inslaan? En soos ons weet uit die res van die verhaal, stel ons nie te leer nie. So Josef is die eerste seun wat Jakob by sy geliefde Rachel gehad. Lea het eers 'n klomp seuns gehad en toe staan die 2 slawevroue, hulle name het verskyn Bilha en Silpa en by hulle het hy elkeen ook 2 seuns gehad. En hy het heel laaste by Rachel uiteindelik 'n seun gekry en as ek reg onthou met die tweede seun Benjamin se geboorte is Rachel oorlede. Jakob het 12 seuns, hy het ook 'n dogter, Dina. Haar storie word in Genesis 34 vertel en dit is nie 'n baie gelukkige storie nie. Sy is Josef se suster, maar ons hoor nooit weer van haar nie. En Jakob se ouer seuns bevestig wel in die verhaal in Genesis 34 dat die appel nie ver van die boom geval het nie, deur die manier waarop hulle die mense van Sichem bedreig het en bedrieg het en uiteindelik ook almal vermoor het. In vandag se wêreld hoor ons baie van disfunksionele gesinne, veral in Suid-Afrika. Ons hoor dikwels dat baie van die probleme in ons land, ook die probleme met moraliteit, met mense wat nie die verskil tussen reg en verkeerd ken nie, het juist te doen met die feit dat so baie kinders groot word in huise waar daar nie ouers is nie. Soms as hulle gelukkig is daar een ouer, maar baie van hulle word groot by oupas en oumas, by ooms en tannies, en ja, selfs soms by ouer broers en susters. En daarom is baie van die families dikwels disfunksioneel. Maar in Jakob se uitgebreide gesin is hy teenwoordig. Die meeste van die vroue is ook nog daar, dis net Rachel wat gesterf het. Hier is ook nie 'n probleem met geld en besittings nie. Dit is 'n volledige gesin, almal is daar, hulle ly nie aan armoede of enigiets nie, maar tog is dit op die einde 'n verskriklik disfunksionele familie. Dit is die een kant van die familie. Die ander kant van die familie is dat hulle baie menslik is. Ek dink ons almal kan identifiseer ook met die teks wat ons vanoggend gelees het. Ons almal ken onsself in hierdie verhaal. Jakob is liewer vir Josef omdat hy so lief was vir Rachel en omdat die teks ook sê dat Josef was die kind wat hy in sy hoë ouderdom gekry het. Josef word voorgetrek met mooi klere en Josef klink soos 'n regte bedorwe
brokkie. Hy dra stories aan oor sy broers. Hy is 'n klikbek, so ons gesê. Sy broers is jaloers, hulle hou nie van hom nie. En eintlik sê die Hebreërs, ek dink hulle die vertaal met die broers het 'n weerstand in hom gehad. Eintlik sê die broers het hom gehaat. Dit is 'n baie sterker emosie. In daardie kultuur sou dit baie erger gewees het as vir ons vandag, want elke persoon het sy plek geken en Josef was een van die jongste broers. En hy kom hou homself nou belangriker as die ander broers. Jakob was natuurlik deel van die probleem met sy voortrekkery. Maar ons kan dalk vergewe want hy was oud. En soos ons weet, ouer mense het ons almal hulle feite en hulle swakhede. Dit gebeur met ons almal. As ek dan in my vorige gemeente wat gesê het, ja, as jy oud is dit hoe het sy gesê, as jy oud is, dan word jy eintlik weer regtig is net erger, iets in daai lyn. Maar ons kan almal terugdink aan ons families oor verhale dat van 'n oupa en 'n ouma wat daar vir my voorgetrek het, of my broer of my suster voorgetrek het, terwyl van die ander maar aan die agterspieël moes gesuig het. Alles wat ons tot op hede beskryf, kan waar wees van enige familie. In hierdie deel van die verhaal herken ons onsself, ons families. En is dit nie moeilik om ons in soortgelyke situasies in ons familiekringe en in ons vriendekringe in te dink nie? Maar ek moet nou by sê, hopelik is polygamie nou nie deel van ons almal se ervaring nie, of deel van ons vriendekringe en familiekringe nie, maar in die Bybel was dit nog normaal dat 'n man met meer as 'n vrou getroud was. Die feit is, ons almal ken sulke stories van voortrekkery en jaloesie en bedorwe brokkies en onregverdigheid in 'n familie. Die eerste paar verse wat ons vanoggend gelees het, skets 'n prentjie van 'n gesin waarmee almal van ons op 'n of ander manier kan identifiseer. Want ons weet dat alle gesinne in hierdie wêreld is nie perfek. Dis nie soos Psalm 133 wat sê, kyk hoe goed, hoe mooi is dit as broers ook saam woon. Dis soos kosbare olie op die kop van 'n Aaron. Dis asof dou van Hermon afkom op die Sionsberge. Hierdie Psalm skets 'n idylle van hoe dit kan wees as dit mooi loop in families. Maar die Psalm het beslis nie Josef en sy broers in gedagte gehad. Maar in vanoggend se verhaal kom daar 'n ander ding by. Josef se droom. Aan die een kant is Josef se drome sout in almal se wonde. Die mannetjie raak op 'n manier net meer afstand, net meer op die hoe sê mens net meer rammetjie uitneem. Selfs sy pa, en wie se oë hy skaars se voet verkeerd kan sit, voel duidelik ongemaklik met die tweede droom. Ek het nou nie gelees van die tweede droom nie, maar julle almal ken dit. Dit is maar soortgelyk, dis die son, die maan en 11 sterre wat voor Josef ombuig. En wanneer Josef dit vertel, dan wys sy pa hom in vers 10 tereg en sê vir hom nee. Nou gaan jy bietjie te ver. Aan die ander kant weet ons wat nou die begin van Josef se verhaal vanoggend gelees het. Ons weet hoe die storie eindig. Ons weet watter rol die drome eintlik vorentoe gaan speel. Want die drome vertel vir ons iets wat later in die verhaal gaan gebeur en ons weet reeds wat dit is. Maar daar's 'n ander ding wat baie interessant is in Genesis 37. As 'n mens die hele Genesis 37 deurlees, dan is dit interessant dat daar een karakter nooit genoem word. Daar word nooit na hom verwys nie en hy sê ook nooit iets in die hele Genesis 37 nie. En hierdie karakter is natuurlik God. Ons weet nie wat hy van alles dink. Ook in die stukke wat ons nie gelees het nie, loop die storie mos nog baie erger of loop dit skeef. Jakob stuur vir Josef om sy broers te gaan soek om te kyk hoe gaan dit met hulle, en dan as die broers op daar van ver sien aankom, dan sê hulle vir mekaar, kyk, dan kom daar die boba's drome. En dan begin hulle donker planne te smee oor wat hulle met Josef gaan doen. En hulle besluit net daar en dan, hulle gaan hom oorweldig, hulle gaan hom doodmaak en hulle gaan vir hulle
nee man, dit is bietjie erg. Kom ons vang hom net, ons gooi hom in die put. En Reuben se plan was heimlik om vir Josef later te red. En wanneer hulle dan sit en eet, dan kom daar Midianitiese handelaars daar verby, en Juda sien dit, en hy sê vir sy broers, Juda terloops is die 4000 broer, hy sê vir hulle, luister, kom ons verkoop eerder net vir Josef as 'n slaaf aan hierdie mense. Ons maak hom nie dood nie, ons verkoop hom as 'n slaaf. Dis minder erg, maar 'n mens moet ook by sê, dit is nog steeds baie erg om jou broer as 'n slaaf aan ander te verkoop. Maar deur dit alles is God doodstil. Ons hoor nie wat hy dink. En dis vreemd, want net in die volgende hoofstuk 38, wat soort van die Josef verhaal onderbreek, dis 'n verhaal wat gaan met Juda. Daar word vir ons vertel dat Juda se seun, hy het iets verkeerd gedoen in God se oë en die Here het hom laat sterf. Dit staan daar in Genesis 38 vers 7. As God so ingryp in die volgende hoofstuk, waar is God in Genesis 37? Wel, ons ken die res van die verhaal. Ons weet dat die drome is eintlik God se aandeel in hierdie verhaal. God wat weet wat kom. God wat vooruit beplan. En ons probleem is natuurlik, ons weet, die aap is uit die mou, ons weet hoe die storie uiteindelik eindig. Ons weet dis God wat homself in die storie inwerk, deur die droom. Nou, op 'n ligter noot, ek weet nie, jy gaan kyk op YouTube, daar's op YouTube hierdie een storie van Tola van der Merwe, is 'n vertelling van die 3 varkies. En hy vertel so mooi van die 3 varkies wat so in die strooihuis gebly het. En dan sê hy, maar hier kom nou 'n ander ding by, want Rooikappie kom by hulle kuier. En nou hoor julle dadelik, maar nou begin hy om 2 verskillende stories wat eintlik niks met mekaar te doen het nie. Begin hy se deur mekaar te meng, en dit is juist wat Tola van der Merwe se vertelling so mooi maak. Maar soos wat Rooikappie haarself in Tola se storie oor die 3 varkies inwerk, so werk God homself ook hier in die begin van die Josef verhaal in. Met die belangrike verskil natuurlik dat God hoort in die verhaal, maar Rooikappie hoort nie regtig in die storie van die 3 varkies nie. Die broers Jakob, almal beleef die drome as bedreigend. En 'n mens neem hulle nie kwaadlik nie, want hulle ken nie die toekoms nie. Vir hulle gaan dit oor 'n bogsnyter wat droom dat hulle voor hom gaan buig. Vir hulle ondermyn die drome hulle posisie in die wêreld. Vir hulle is die drome 'n aanslag op hulle gesag. Maar ons wat die storie eintlik ken, ons weet dat die drome wys vooruit na redding wat in die toekoms gaan kom. Wanneer die hongersnood op sy ergste is, dan word die drome waar. Dan kom die seuns van Jakob en dan kom buig hulle diep voor Josef. Maar dan skop die werklikheid van die drome in en die doel is om lewens te red. Die drome vertel iets van God wat weet wat kom en solank daarvoor beplan. Hy sit planne in plek om eendag te red wat daar te red is. As 'n mens vorentoe kan spring in die verhaal, dan som Josef se woorde in Hoofstuk 45 dit baie goed op. Dis vers 4 en 5. En dit is eintlik 'n aangrypende verhaal waar hy in die tyd wat Josef uitkom met hierdie woorde het hy al 3 maal gehuil. Want hy speel ook ons allerlei speletjies met sy broers en hy maak asof hy nie Hebreëus kan verstaan nie en hulle praat onder mekaar en Josef kan sien dat sy broers het ook verander. Ook Juda het verander. Maar dan sê Josef, ek is Josef, julle broer. Julle het my verkoop om na Egipte geneem te word. Maar moet julle nou nie ontstel in julle self verwyd omdat julle my verkoop het en ek hier beland het nie. Want dit is vir die behoud van lewens dat God my voor julle uitgestuur het. Dit is vir die behoud van lewens dat al die dinge gebeur het. In die verhaal van Josef het ons die voorreg om vooruit te kan kyk. Om te kan sien dat dit wat nou bedreigend lyk, vorentoe lewensgewend gaan word.
Maar in ons eie lewens kan ons ongelukkig nie die toekoms voorspel nie. Dis jammer. As ek 15 jaar terug net geweet het wat ek nou weet, dan het ek baie Capitec en Naspers aandele gekoop, om nie eens van Bitcoin te praat. En ek sou nie met 'n tang en Steinhoff gevat het. Maar ons kan nie sien wat môre inhou. Nie eens op die aandelemark nie, wat nog te sê in die regte lewe. Ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. En ons weet nie dat dit wat dalk vandag vir ons 'n bedreiging inhou, in die toekoms vir ons redding gaan bring. Soos Josef se drome oor sy broers wat voor hom gaan buig, wat vir sy broers baie erg was, maar uiteindelik het dit hulle in die toekoms gered. As ek vandag na die wêreld kyk, is baie dinge die mekaar. Westerse waardes van vryheid en demokrasie en gelykheid, regspraak en reg en geregtigheid word op baie plekke bedreig. Het voel bietjie asof die wêreld saam met Josef in die put sit. Nou wat op die horison lê is slavernye, want ons sien die Midianitiese handelaars aankom. En die vraag is, waar is God te midde van al die chaos? Waar was God toe Josef in die put was? Hy was besig om planne te maak vir redding in die toekoms. Op hierdie 4de Sondag in Lydingstyd kan ons daaraan vasklou dat dieselfde God wat in Josef se tyd vooruit beplan het om in die toekoms lewens te red, dat dit daar dieselfde God is wat vandag saam met ons op pad staan. En dat ons vandag met daardie selfde God 'n verhouding kan hê. Daardie God vir wie Jesus gesê het, Abba, Vader, die God na wie ons opkyk in nood. Amen. Ja, Here, ons sê dankie vir hierdie aangrypende verhaal. 'n Verhaal waarin so baie mense seer kry, so baie verhoudings vernietig word. 'n Verhaal waarmee ons kan identifiseer, want ons weet, in baie families, in baie vriendekringe, loop verhoudings maar soms skeef en gebeur slegte goed soms. Maar in die verhaal van Josef gaan ons sien dat hy agter die skerms aan die werk was. Dat hy die groter prentjie gesien het. En dat dinge wat aan die begin sleg gelyk het, moes gebeur sodat daar later redding kon kom. Here, dankie dat ons weet dat U ook in ons lewens betrokke is. En dat wanneer dinge sleg lyk in ons lewens, dat U ook agter die skerms besig is om vir ons te werk. Om vir ons redding te bring. Here, maar ek wil bid vir alle families waar daar slegte goed gebeur, waar verhoudings afgebreek is. Ons mag onder geen omstandighede die Josef verhaal gebruik om terug te sit en te sê, ja, kyk, dit is nou maar so, God sal dit eendag kom herstel. Want dit werk ook nie altyd so in ons mense. Ons het ook die verantwoordelikheid om soms verhoudings te herstel. En om die woorde van Christus te onthou dat ons ander mense moet hanteer soos ons self hanteer moet word. Dat ons ander mense moet vergewe soos wat ons die vergewe. Here, ek vra en ek sê al die dinge in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Voordat daar tyd is vir die aankondigings, wil ek net vra dat U so sal sit